Okay, maak net julle oë toe. Op ek onthou dit. Jy is toegeval, jy is toegeval, jy is toegeval in sy liefde vir jou. Jy is toegeval, jy is toegeval, jy is toegeval in haar liefde vir jou. God is 'n ma en 'n pa, ek weet dit is 'n weird konsep, maar hy is heeltemal in sy volheid al daai dinge vir jou. Jy is toegeval, toegeval, jy is toegeval in sy liefde vir jou. Jy is toegeval, jy is toegeval, jy is toegeval in sy liefde vir jou. Nooit alleen, jy was nooit alleen, jy was nooit alleen, jy was altyd daar, jy was nooit alleen, nooit alleen, nooit alleen, jy is nog altyd daar, is toegeval, toegeval, toegeval in sy liefde vir jou. Toegeval, toegeval, toegeval in sy liefde vir jou. Maar dit wil ek net vir jou sê, jy hoef niks te doen nie, jy hoef niks te bereik nie. God se liefde is heeltemal geniet. Al wat jy moet doen, is jy moet dit uitvat. Jou knieë gaan en sê, jy vat dit volgend. Amen. Dankie julle. Dankie. Ons hoop die klank hou vir my. Ons gaan nou weer terugkom na daai wat daarna gesing het. Nikkie, kan jy alles op die stage mute? En dan sit jy my sag, ek sal hard praat. Kyk of dit werk. Want vanoggend se boodskap gaan weer oor die liefde van God. En ek het so 2 weke terug het ek 'n radiopreek gedoen vir Radio Overberg wat presies gehandel het oor die liefde van God en hoe dit hy is wat perform en nie ek en jy wat perform nie, maar dis hy wat dit kon bewerkstellig het. En laas Sondag se preek het dit net kom bevestig met pastoor Arthur Mandjies wat hy was, wat gepreek het oor die liefde van God. En hoe ons grootgemaak is in 'n sekere denkwyse van as ek praat van wettiese denkwyse, dan praat ek nie van iemand wat stiptelik die wet nakom. Ek praat van iemand want baie mense sal vir my sê, ja, maar ons is nie onder die wet, maar 'n wettiese denkwyse is 'n denkwyse van jy wil perform om in God se guns te kom. Verstaan? En ons is so gekweek, so groot gemaak. Ek meen, ek is groot gemaak as ek so soet is, dan kry ek hierdie dingetjie. As ek daai reël gehoorsaam, dan kry ek hierdie ding. So ons is die hele tyd in 'n sekere manier groot gemaak en dan as ons uit die huis uit gaan en ons ontdek vir die Here, dan moet ons totaal en alle transformasie begaan weer. Dis dieselfde soos op skool ook. Op skool kry jy 'n les, dan skryf jy 'n toets. Na skool skryf jy 'n toets en dan kry jy 'n les. Alles word die hele tyd omgeruil en ons is in 'n sekere manier gebreed en tot vandag toe nog mense wat lief is vir die Here. En ek dink as ons uit 'n posisie uit gaan begin lewe uit die liefde wat God vir ons het, dan gaan ons lewe baie dramaties erg verander. Verstaan? Jy is gemaak om te lewe uit die liefde wat God vir jou het, nie uit die liefde wat jy vir hom het nie. Want hy 2 Timoteus 2 sê Paulus vir Timoteus, wanneer ons unfaithful is, bly God faithful. Verstaan? So, en yes, die mic is heavy. Hy het baie feedback, hoor julle hom? Is hy alright? Okay.
Want en daai is die fokuspunt is Jesus se getrouheid. Dit is wat hy gedoen het aan die kruis, dit is wat hy bewerkstellig het. Romeine 5 vers 26 sê hy, toe ons nog sondaars was, toe ons nog goddeloos was, hulpeloos was, magteloos was, toe het Jesus vir ons gesterf aan die kruis. Daai wat hy daar sê is dit was nooit ek en jy gewees nie. Daai magteloosheid, daai goddeloosheid, daai is ek en jy wat hom nie wou kies nie. Ons wil nie hulp gehad het nie. Ons operate uit ons eie uit. Ek het dink, as 'n wettiese godsdienstige manier van, wat gaan ek doen, sodat God tevrede kan wees met my? Daar is niks wat jy kan doen, wat God se liefde vir jou kan minder maak nie. God het vir jou 100% lief, die heeltyd, altyd. Al doen jy volgens jou, dit wat jy dink, behaag God nou, gaan hy jou nie meer lief hê nie, as wat hy jou huidiglik het nie. Want hy kyk nie meer na sonde nie. Al die sonde van die wêreld het afgekom op Jesus Christus. Jesus het met sonde gedeel, once and for all. Kom ons lees gou Hebreërs 9. Hebreërs 9, ek gaan in die Amplified Classic lees, Hebreërs 9 vers 24. Hy sê, for Christ the Messiah has not entered into a sanctuary made with human hands, only a copy and a pattern and a type of true one. But, jy weet, in die ou dae het hulle mos die tabernakel gehad, met die voorhof in die allerheiligste, een keer 'n jaar, het die priester in die allerheiligste ingegaan met die bloedoffer, en daarso die volk se sondes verlos. Daai was die aardse tabernakel, daar was 'n belofte aan Abraham gemaak, en al manier hoe ons by die belofte kan uitkom, en hulle het dit uitgeoefen, was iets moet doodgaan, sodat die testament in werking kan kom. Niemand, vir elkeen van julle wat hier sit met 'n testament het, daai ding is useless nou, terwyl die ou lewe. Verstaan? So elke jaar moes hulle oor en oor moes daar iets doodgaan, want hulle wou by die belofte van Abraham uitkom. Dit was net, as jy Galasiërs 3 gaan lees, hy sê, dit was 'n skoolmeester wat wys op wat kom. Dit was nie die real deal nie. Hy kom sonde uit, hy kom wys, julle kort redding. Julle gaan nie by die belofte van Abraham uitkom nie, julle kort redding. Daar moet iemand doodgaan, die testamentmaker moet doodgaan. En die goeie nuus is, hy het dood gegaan. Hy het dood gegaan. Hy sê, dis hier 'n nagemaakte een, but he has entered into heaven itself, now to appear in the very presence of God on our behalf. Nor did he enter into the heavenly sanctuary to offer himself regularly again and again and again, as the high priest enters the holies of holies every year with blood not of his own. For then would he often have had to suffer over and over and over again since the foundation of the world. But as it is now, he has once and for all, at the consummation and close of the ages, appeared to put away and abolish sin by his sacrifice of himself. Hy het afgehandel met sonde. Sonde is nie die fokuspunt nie. Om sonde die fokuspunt te maak, sit jou onder 'n wettiese denkwyse. Dit sit jou onder 'n verkeerde geloofsisteem, en gebede word nie beantwoord, die deurbraak kom nie, bondages bly, kettinge bly as gevolg van ons gefokus op sonde. Sonde is nie die fokus nie. Jesus dealt with sin. Hy sê, hy abolish sin. Hy het nie in 'n aardse tabernakel ingegaan nie. Hy sê, hy het in die hemel self ingegaan met die bloed van homself en as offer, and once and for all, he dealt with sin there. So dit is nie die fokuspunt nie. Daar is nie iets wat jy kan doen, wat kan maak dat God minder van jou hou nie. Want hy kyk nie meer na jou nie, hy kyk na sy seun Christus Jesus, die een wat voor hom staan, die een wat in die hemele ingegaan het, wat nou daar staan. Kyk hy kyk na hom. Hy kyk nie na jou hierso onder op die aarde, en alles wat jy verkeerd doen nie. Daai is 'n oudtydse wettiese denkwyse, wat geteach was in die kerk, wat sê, God hou jou dop, jy beter pas op, of jy gaan geslaan word. Dis hoekom dit gaan soos wat dit gaan vandag. As hy met sonde gedeel het, dan is die straf
het op Jesus afgekom. En ek en jy is vry daarvan. Ek sê nie, moet gaan doen nou wat jy wil doen nie. Ek sê my, die sonde wat ons dink is sonde, is simptome. Die eintlike sonde is om nie te glo in Christus Jesus nie. Dit is die ding wat die skeiding bring, wat jou weghou, wat alles weghou. Hy sê, daar is nie meer iets wat jou weghou nou, die sonde hou jou nie weg nie. Jesus het dit op hom gevat en weggehou. Maar as ek dalk griepsimptome kry, of whatever, kom simptome, dan kyk ek na myself, want ek kan sien, hier is iets op pad. Selfde met goed wat jy verkeerd doen in die aarde. Dis simptome van jy gaan jou goal mis. Jy gaan by die regte sonde uitkom, nou as jy so anders is wat jy nou aanhou, want dan gaan jou geloof afbreek. Weet, ons kyk so vas na hierdie goed. Ek weet pastoor Jethro jare terug in die rolbal sal te vertel hy van 'n ou wat gerook het, en hy kon dit nie ophou rook, hy kon nie, en hy het iets geklik in hom, hy het die hele tyd in die sonde vasgekyk. En toe doen God te werk in hom, en die pakkie sigarette val net plat op sy bedkas, en hy kyk oor. As jy dit al wat hy moes doen. Ons is so sonde gesentreerd, dat ons kyk, wat moet ek verkeerd doen nie, en dan mis ons die heeltyd die pad, in plaas van om te glo, hy het gedeel met sonde, gooi die pakkie sigarette plat, en kyk boor hom, oë gefokus, Hebreërs 12, op Christus Jesus, die begin en die volëinder van jou geloof. Ek sê altyd, as 'n ou by 'n berg afry met 'n fiets, en as 'n klomp, in 'n plantasie met klomp bome, en die bome is sê nou maar die sonde, en ek sê vir hom, onthou, ry af, maar pas op, as baie bome, moenie in die boom vasry nie, hy gaan in die boom vasry. Maar as ek vir hom sê, fokus, tussen die bome is daar 'n smal paadjie, 'n tweespoor paadjie, fokus op die paadjie, fokus op die weg, dan gaan jy nie in die bome vasry nie, want jy is gefokus op die paadjie. Jy is nie gefokus oor die sonde nie, want Jesus Christus het dit klaar mee gedeel. Hy het dit klaar weggevat. En hy wil hê, ons moet lief hê, ons moet hom aanbid en hom glo met die liefde wat hy vir ons het. Laas Sondag aand toe pastoor Arthur Mandjies vertel van in Johannes 21 van Petrus en Jesus se gesprek, wat Jesus vir hom vra, Petrus, het jy my lief? En Petrus sê, ja Here. Maar die liefde waarvan Jesus daar praat, is die agape liefde, dis die goddelike liefde. En Jesus antwoord hom met die phileo liefde, die broederlike liefde. Ja, van ek hou van jou, ek like jou. En Jesus sê soos, nee, het jy my lief, Petrus? Het jy my met daai goddelike agape liefde lief? En ons het gehoor, laas Sondag hoe hy vertel, en die Here vra vir hom dit. Hy vra vir my dit, hy vra vir jou dit. Het jy my so lief? Het jy my met daai goddelike agape liefde, die liefde wat ek vir jou het lief? En ek toe ek hier sit self, is ek eerlik soos ek wil graag so vir jou lief wees. Maar ek is nie. Ek kan dit nie reg nie. En wat Jesus daar vir hom sê is, dis okay Petrus, dit gaan nie oor jy wat my so lief het nie, jy moet net weet dat ek is vir jou so lief. Dit is waar die sweet spot inkom, is ons moet weet, hy het ons lief, ten spyte van my foute en my tekortkominge. Terwyl ons nou worship het, toe hardloop my seentjie Samuel, hy hardloop hier op, maar sy voet staat vas, maar hy val so, hy agtervoete, het lyk amper so sy kop vol raak, so hy so oor. En ek is, jy weet, as 'n vader, hy weet ons gaan val. Hy kyk na ons en sy weet hy gaan val, maar dit was vir my so lekker, toe hy opstaan, hy skud dit af. Hy het nie gemoun of 'n tantrum gegooi of iets dat hy nou geval het of iets. Hy het net opgestaan en afgeskit en gaan die ou weer aan. Dit maak die vader se hart trots. Dit ons gaan val. Hy sê, dit is Spreuke, the righteous man falls 7 times, yet he gets up. Hy die geregtigheid van God word vergewe, want hy is vergewe. Hy is nie sonde gesentreerd nie. Ja, al wat hy wil hê is, dis fyn, jy gaan my nie altyd lief hê soos wat jy my moet lief hê nie. Maar weet net dat ek het jou lief. Weet dat ek het in die hemele ingegaan en ek het met sonde gedeel. Ek het daarmee gedeel, sê die Here Jesus. Nie jy nie.
oë op hom, nie oë op sonde nie. Want dan bly jy in 'n wettiese denkwyse. Paulus praat met die Galasiërs, met die gemeente van Galasiërs. Hy sê in Galasiërs 3, 3 vers 1, hy sê, "Oh, you poor and silly and thoughtless and unreflecting and senseless Galatians." Hierdie gaan oor 'n denkwyse, 'n wettiese denkwyse van hulle wil self iets doen nou, om te maak dat God meer van hulle moet hou. En hy sê, hoe kan julle so dink? Hy sê, who has fascinated or bewitched or cast a spell over you? Unto whom right before your very eyes Jesus Christ was openly and graphically set forth and portrayed as crucified. Hy sê, die prentjie was gepaint voor julle oor Jesus Christus aan die kruis wat sonde op hom geneem het. Hy sê, hoe kan julle anders dink dat jy moet nog iets doen? Lewe uit die liefde van Christus uit. Hoe sal ek sê, die ding wat gaan gebeur in jou is, as jy dit gaan begin beoefen en mediteer, dan weet jy wat, al het ek nie vir hom altyd lief soos wat ek moet, of al het ek geval, het gaan nie vir my daarom, het gaan oor soos hy het my lief. Het gaan nie oor hoe lief ek hom het nie, het gaan oor hoe lief hy my het. Gaan jy die kapasiteit ontwikkel om uit die liefde van God te kan operate en te kan lewe. En dan kom al daai goed in van wat die oog nog gesien het, wat in die hart nog nie opgekom het, dit het God voorberei vir wie hy lief het, vir wie hy lief het. En hy sê in Efesiërs 3 praat hy ook van, hy sê, mag julle saam met die gemeente, almal saam begryp hoe groot, hoe wyd, hoe diep, hoe hoog die liefde van God is vir julle. Hy begin daai ding met, dis 'n onbegryplike ding, maar aan die eindig hy sê, mag julle, daar is 'n area, waar die kerk lewe, nie uit hulle liefde nie, maar uit die agape, uit die goddelike liefde. Dis bevrydend hierdie. Dit moet jou vry maak, hierdie bring vir jou genesing. Want anders dan gaan jy dink, ek het kanker, of ek het die, of ek het dat, as gevolg van 'n straf van God. Ek het ergens iets verkeerd gedoen. Dit is nie so nie. Hierdie bring genesing. God het jou lief. Daar is nie iets wat jy kan doen, wat gaan maak, dat hy jou meer lief het, of minder lief het. Hy het jou 24 ure dag, die heeltyd, constant, met 100% van goddelike liefde, lief die heeltyd. Al verander jy nou iets, en dink maar jy, het jou hart vir Here gegee, jy lewe 'n beter lewe, gaan dit nie maak, dat hy jou meer lief het nie. Al het jy iets gisteraand verkeerd gedoen, gaan dit nie maak, dat hy jou minder lief het nie, want hy het jou lief met 100% liefde die heeltyd. Omdat sy seun gesterf het en sonde op hom geneem het. Kyk hy nie meer nie. Hy sê, dit is meer gedeel. Gaan jy in lyn val met die res van skepping? Gaan soos wat die skepping, soos wat die son opkom, soos wat die wind waai, soos wat die plante groei, en alles, die hele skepping is in awe van God, hulle gehoorsaam hom die hele tyd. Is net jy wat nog iets wil doen om hom te please, en dit is soos, nee, kom dit in lyn met wat hy gedoen het. Vers 2, let me ask you this one question. Did you receive the Holy Spirit as the result of obeying the law and doing His works, of obeying the law and doing its works, or was it by hearing the message, the gospel, and believing it? Was it from observing the law or rituals, from a message of faith? Are you so foolish and so senseless and so silly, having begun your new life spiritually with the Holy Spirit, are you now reaching perfection by depending on the flesh? Daar is nie iets wat ek en jy kan doen nie. Hy sê, Romeine 5, toe ons nog sondaars was, toe ons nog magteloos was, jy het hom nie gekies nie. Dis wat Johannes 15 sê het ook, julle het nie my gekies nie, ek het julle gekies. In Romeine 5 sê dit ook. Hy sê, toe ons nog magteloos was, toe ons goddeloos was, het Christus vir ons gesterf. Hierdie moet vir jou soveel vryheid bring in jou geesmens. Hierdie moet vir jou soveel verligting bring. Weet, want hier so sit mense wat nou al vir jare en jare en jare skuldig voel oor goed wat al lank al afgehandel is. God het jou nie minder lief nie. Hy het jou nog steeds met dieselfde liefde
lief waarmee sy seun lief gehad het. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Wie glo in Jesus hierso? So nie een van julle is verlore nie. Want die woord van die Here sê die regverdige sal uit geloof uitleef. So dit wat jy glo bepaal jou lewe. En die woord van die Here sê die wie in Christus is nie verlore nie. Is 'n verkeerde geloofssysteem wat in jou kop is. Want jy praat teen God se woord as jy dink jy's verlore. Jy praat teen God se woord as jy sê, ja, ek is maar net mens, of ek is maar 'n sondaar. Jy sê 'n sondaar, hè? Gaan lees 1 Johannes 5, gaan lees 1 Johannes 4. Hy sê, iemand wat uit God uit gebore is, kan nie meer sonde nie. Gaan lees Romeine 6. Jy sê 'n sondaar, hè? Jy het dalk simptome van sonde, ja, maar jy is dit nie. Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is 'n koning, jy is 'n priester. Jy is nie die stert nie, jy is die kop. In hierdie wêreld is jy die lig. In hierdie wêreld dryf jy donkerte uit. In hierdie wêreld is jy die geneeser. In hierdie wêreld heers God deur jou, soos wat hy deur Jesus geheers het. Moenie 'n armsalige valse nederigheid kweek in jou nie. Want ons wil nie step out nie. Daarom sê ons maar ons is nie daai nie. Ek sal maar net glo in my one-way ticket to heaven vat. Daar's meer as 'n one-way ticket to heaven. Daar's 'n God se lewe op aarde wat vir jou wag. Daar's 'n koning se lewe wat wag vir jou op aarde. Dis 'n heerskappy wat lê en wag vir jou hier op aarde. Dat waar al jy instap en vertrek in die koninkryk van God manifesteer en genesing vind plaas in 'n baas of 'n werkgewer wat al teen jou is, se hart verander of whatever die case is. Dit is wat God gekom doen het op hierdie aarde. Hy kom herstel wat verkeerd gegaan het in Adam en Eva, wat sy heerskappy verloor het weer teruggekom. Toe Jesus in die boot klim by Petrus en hy sê, kom, gooi jou net af aan die ander kant. Toe wil hy net skeer, die visse, toe hulle Jesus se stem hoor, onthou hulle weer Adam se stem, die begin, die heerskappy het hulle gehoor, en die visse, die nette wou skeer, het mekaar seker uit die pad gestamp, net om daar in te kom, want daar was 'n opdrag gewees. Dit is die krag wat ek en jy het, en Louis het dit net gelees, hier so op die verhoog. Hy het gesê, geen woord wat uit my mond uitgaan, sal leeg terugdraai na my toe nie. En Jesus sê, Paulus sê in Romeine 10, naby jou het die woord gekom, in jou mond en in jou hart. Jy praat God se woord. 2 Korintiërs 5 sê hy, ons tree op as gesandte van God in Christus Jesus. Hy sê, ons praat namens hom. As ons iets sê, dan gebeur dit draai nie leeg terug nie. Ons verstaan seisoene, ons verstaan tyd, ons verstaan geduld, ons verstaan selfbeheersing, ons is die vrug van die Gees. Ons wag, en ons glo God. Ons sak nie in 'n gat in nie. Ons spreek nie goed wat nie hy is nie. Hoekom het ons al die reg om goed te praat wat God nie is nie? Jy is dood en hy lewe, soos wat Paulus sê. Let op jou woorde. Jakobus sê, hierdie tong is soos 'n vuurtjie wat aangesteek word uit die hel uit. Toe jy kan kies, die regverdige lewe uit geloof uit. Dit wat jy glo, dit gaan manifesteer. As jy glo God is kwaad vir jou, en daar moet straf kom, want hy sê, in 1 Johannes 4 sê hy, die wie vrees, verwag straf. Hy sê, maar perfekte liefde verdryf vrees. En God se liefde, dis die liefde waarmee hy vir jou het. Hy liefde wat hy het, breek kettinge, verdryf vrees. Dit gaan nie oor hoe lief jy hom het nie, maar weet jy, hy het jou lief. Dis waaroor dit gaan. Dis die sweet spot. Dis waar die kerk magtig en sterk weer word. Kom ons lees Johannes 17.
Hier is nog so baie skrif. Johannes 17, jy weet, hierdie is Jesus, die hoëpriesterlike gebed van Jesus Christus. Ek meen, hierdie is God wat bid op die aarde vir mensdom na die Vader toe. Ek meen, meer intens as dit, as jy net wil, net so 'n minuut oor dit sit en mediteer. God is die manifestasie. Jesus is die manifestasie van God op die aarde en die woorde wat hy spreek en die gebed wat hy hier gee en die opbou met hierdie van sê maar Johannes 14 af wat hy sê as julle my sien sien julle die Vader. Verstaan? En dan kom jy in Johannes 15 en sê my Vader is die wingerd, is die boer en ek is die wingerd en wie nie in my ingeënt is nie. En so gaan hy aan. Hy praat van goeie vriende en blydskap, volkomme blydskap. En dan kom hy in hoofstuk 16 dan praat hy van ek gaan 'n ander voorspraak stuur, die Gees, iets anders, soos wat hy sê, julle dink is goed dat ek nou hier so is, wag tot ek gaan. Hy sê, wag tot ek gaan, dan gaan ek vir julle die Heilige Gees stuur. Daar kom iets beters, iets groters. Ons almal wag vir Jesus, hy sê, maar ek stuur iets beter. Gaan lees weer Johannes 16. En dan kom ons hier in Johannes 17, dan sien ons sy hart vir mensdom. Ons sien dit, hy sê, Johannes 17 vers 13, hy sê, and now I am coming to you, hy bid na die Vader, I say these things while I am still in the world, so that my joy may be made full and complete and perfect in them. Jesus sê, sodat sy vreugde perfek gemaak kan word in jou. Nie andersom nie. Jy wil die hele tyd hê jou vreugde moet perfek gemaak word in hom, maar hierso sê hy syne in jou. Verstaan? Dit gaan nie oor hoe lief jy hom het nie, maar weet jy hoe erg joy en vreugde vind hy in jou? Omdat hy gedeel het met sonde, moenie sonde georiënteerd wees nie, want dan gaan jy hierdie goed gaan jy nie verstaan en voel nie. As jy die goed gaan glo, dat hy gedeel het met jou sonde, dat hy gedeel het met die sonde wat jy gedoen het, dat hy gedeel het met die sonde wat jy vanoggend gedoen het, en dat hy gedeel het met die sonde wat jy nog gaan doen. Jy het hom nie omkant gevang nie. Jy het nie vir Jesus omkant gevang nie. Toe hy aan die kruis gesterf het hy vir alles gesterf, vir al hy sondes, wat jy gedoen het, en wat jy nou doen, en wat jy gaan doen nog. Hy het alles ingereken. Moenie jou sonde hoor maak as hy nie, hy is nie stupid, hy het dit ingereken, jy het hom nie omkant gevang nie. Kom in die regte geloofssysteem. Hy het jou lief. Hy sê, so that my joy may be made full and complete and perfect in them, that they may experience my delightfulment in them. Wow, come on. Lees hierdie goed van 'n ander angle af. Dat hulle sy delight kan experience in ons. That my enjoyment may be made perfect in their own souls, that they may have my gladness within them, filling their hearts. Dis God se hart vir jou, by the way. Nie kwaad nie, nie straf nie. Vers 19 van Johannes 17. And so, for their sake, and on their behalf, het gaan oor julle, so lief het hy die wêreld gehad. And their behalf, I sanctify, dedicate, consecrate myself, that they also may be sanctified, dedicated, consecrated, made holy in the truth. Vers 20, neither for these alone do I pray. Want baie mense sê, ja, maar dit was net vir die disippels. Hierso sê Jesus, dit is nie net vir hulle nie. Hy sê, neither for these alone do I pray. It is not for their sake only that I make this request. En hy request die Vader. Hy het die Vader se hart, en hy bid na die Vader toe. Hy sê, dit is wat ek wil hê vir mense. But also for those who will ever come to believe and to trust and to cling to rely on me through their words and teachings. Dis julle. Ons hang hulle woorde aan. Jesus bid vir jou. Vers 21, that they all may be one, just as you, Father, are in me,
and I in you, that they also may be one in us, so that the world may believe and be convinced that you sent me. I have given to them the glory and the honor which you have given me. Hoor julle dit goed? Hoor julle wat sê Jesus hierso? Nie net vir hulle nie, maar vir die mense wat deur hulle woorde tot geloof kom. Die heerlikheid wat God vir Jesus gegee het hy vir sy kerk gegee. Jy beter jou kop agter mekaar kry en optree soos iemand wat die heerlikheid van God besit. Jy moet jou attitude, jou confidence in God regkry. Glo die goed. Glo dat jy vergewe is en dat jy gesalf is met die heerlikheid van God. Soos oorspronklik Genesis 1 vers 26 hy sê, kom ons maak mense in ons beeld, in ons gelykenis, as ons verteenwoordiger. So sal geen woord uit my mond leeg terugdraai nie, want ek is 'n gesant van God. Hier's God se hart hier, dis sy hartklop vir die kerk. Jesus sê, Here, laat hulle een wees, soos wat ek en u een is, u en my en ek en hulle, laat dit manifesteer op aarde. God het nie 'n probleem om een te wees met jou nie, jy het 'n probleem om een te wees met hom. Hy is heeltyd een met jou. Hy het nie 'n probleem om een te wees met jou nie. Gaan nie oor hoe lief jy hom het, dit gaan oor weet jy hoe lief hy jou het. En ek sê dit oor en oor, ek gaan oor en oor sê, gaan oor sy liefde vir jou. Hou op fokus om 'n sonde gesentreerd te wees en sonde gefokus te wees, want dit maak daar 'n performance uit jou gaan uitkom wat ek wil vir God wys, ek wil vir God wys. En hy wil hê jy moet net weet hoe lief ek jou het. Want dit gaan die regte geloof in jou kweek. As jy sonde georiënteerd gemis, dan gaan jy 'n ander geloof kweek. Jy gaan 'n performance geloof kweek, jy gaan 'n wettiese mind kry van jy moet iets doen. Het begin met 'n klein dingetjie en dit bou op en op en op en op en as jy weer sien, as jy onder condemnation en jy voel swaar en die goed lê op jou gewigtige goeders. Hy sê, kom na my toe, almal wat moeg is en oorlaai is. Jesus sê daar, ek het 'n nuwe teaching wat ek op jou wil sit. Ek het 'n nuwe mindset. Romeine 12 vers 1, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar laat jou mind renew word. Hoopelik sal julle minds vanoggend gerenew word deur die liefde van Christus. 'n Rus inkom in jou lewe, 'n rus in jou denkwyse inkom. Van yes, ek het dit gemaak asof ek het heeltyd ge-worry, maar weet God ek is lief vir hom. In plaas van dat ek moet fokus op weet ek hoe lief hy my het. Maak dit jou meditasie vir die res van jou lewe. Om uit te figure, om God se hart te jag vir jou. Dis wat Dawid gedoen het. Dawid het geweet ten spyte van al sy sonde, hy het geweet die Vader gaan nie teen hom hou nie. En uit hom uit het Jesus gekom. Dawid, Abraham, almal, hulle het die gospel al gelewe nog voor dit daar was. Hulle het uit geloof gelewe nog voor dit daar was. Vers 22, hy sê, I have given to them the glory and the honor which you have given me, that they may become one and perfectly united, that the world may know and recognize that you sent me and that you love them as you have loved me. Wow. Dis jou meditasie, dat jy sal weet, en die mense rondom jou sal weet, dat God het vir jou net so lief soos wat hy Jesus het. Vers 24, Father, I desire that they also, whom you have entrusted me, as your gift to me, jy is die geskenk aan Jesus van God af, omdat sonde mee gedeel is. Jy is Jesus se geskenk. Ek weet jy wil nie so dink nie. Begin. Your gift to me may be with me where I am. Jesus is in die hemel en Jesus sê hy, ons operate by hom. Jy is op die aarde, soos wat
Dawid sê, sy troon is in die hemel, maar sy voete is op die aarde. Jou voete is op die aarde, maar jou gedagtes, jou kop is in die hemel. Jy operate en jy ordain goed uit 'n ander riekalm uit. Jy is nie gelykvormig aan die wêreld nie. Jy operate uit die koninkryk uit. As jy goed sê uit daai area uit, dan moet dit gebeur. Dit draai nie leeg terug na jou nie. As jy glo hoe lief hy jou het en jy operate uit daai area uit, dan manifesteer die hemel om jou in hierdie area. May be with me where I am, so that they may see my glory, which you have given me, your gift to me, for you loved me before the foundations of the world. Hierdie goed het afgespeel vir die Vader nog voor die aarde geskep is, het hy geweet van jou. Het hy geweet Jesus gaan vir jou sterf, het hy geweet alles gaan fyn wees. Hy is nie omkant gevang nie. Volgens hom was alles nog perfek die hele tyd. Ek weet nie waarvoor jy wag nie. As 'n koninkryk al buite, dan is 'n koninkryk van God, wat heers deur sy liggaam. Jesus sê daar waar hy is, ons ook moet wees. Ons operate uit die hemelse riekalm uit. As gevolg van sy liefde vir ons, nie ons performance vir hom nie. Dis wat hy gedoen het vir my en jou. En dit is genoeg, dit is rus, dit is vrede. As nog een stukkie wat ek wil lees, dan gaan ek afsluit. Waar het ek hom? 1 Johannes 4 vers 17. Hy sê, in this union and communion with him, love is brought to completion. Kijk, ek begin klavier kry of iets, klavier op die stage. In this union and communion with him, love is brought to completion and attains perfection with us. Hoor net hierdie goeders, mense. Daar is nie nog iets nie. It is perfected in us. Sonde kan nie skeiding inbring nie. Romeine 8 sê Paulus sê, daar's een ding waarvan ek oortuig is, dat niks in die skepping, geen diepte, geen hoogte, niks kan jou skei van die liefde van God nie. Nie jou sonde nie, niks kan jou skei van die liefde wat hy vir jou het nie. Al wat jy moet doen is jy moet klik hoe lief hy jou het. En aanvaar dat Jesus was genoeg. Het gaan nie oor jou liefde vir hom nie, maar dat jy weet hoe lief hy jou het. Attains perfection with us, that we may have confidence for the day of judgment, which assures and boldness to face him. Jy moet boldness hê om hierdie liefde te glo. Jy moet bold wees, 'n nederige arrogansie half hê, sal ek sê, om in die allerheiligste in te stap as 'n seun van God. En weet, die prys was genoeg aan die kruis. En ek is geregtig om hier in te gaan voor die Vader. Ek gaan nie dood neerval nie. Ek bevind myself in die heiligste, allerheiligste plek in die heelal. Hy sê, hoor hierso, because as he is, so are we in this world. Partykeer as dit is, slaap my asem weg. Damn it. Jesus sê, daar waar hy is, bid na die Vader, dat ons ook al moet wees. En hy sê, ons tree op as gesande. Hy sê, van die begin van die skepping af, kom ons maak mense in ons beeld, as ons verteenwoordigers.
aan ons gelykenis, sê God. Hoekom dink jy van jouself as net 'n armsalige ou mensie? Waar kom hy denkwyse vandaan? Hy sê hierso, hy sê, vers 17, in this union and communion with him, love is brought to completion and attains perfection with us, that we may have confidence for the day of judgment with assurance and boldness to face him. Hoekom? Because as he is, so are we in this world. Wat is die siekte dan? Jesus sê, toch groter goed gaan julle doen. There is no fear in love. Dread does not exist. But full-grown, complete, perfect love turns fear out of doors and expels every trace of terror. For fear brings with the thought of punishment, and so he who is afraid has not reached the full maturity of love. Jy gaan nie uit jou eie uit dit bereik nie. Dis wanneer jy gaan klik, dis hoe hy lief hy jou het. It is not yet grown into love's complete perfection. We love him because he loved us first. Dis wanneer jy gaan besef hoe lief hy, die liefde waarmee hy jou lief het, kan jy eers begin lief hê. Die goed waarmee jy jou besig hou die hele tyd om hom te please, is vir niks nie. Begin mediteer op, weet jy hoe lief hy jou het. Sonde is weggevat. Hy sê aan jou ongeregtighede gaan ek nooit weer dink nie. Moenie die fokuspunt sonde maak as hy nie daarin dink nie. Dis hoekom jy kort kom die hele tyd. Jy bly val. Hy sê soos hy is, soos ons in hierdie wêreld. En dit gaan alles oor sy liefde vir die wêreld. Jy kan nie iets doen wat hom meer gaan liefmaak vir jou nie. Jy kan nie iets doen wat hom minder gaan liefmaak vir jou nie. Hy is lief. Hy is 100% lief die hele tyd. Omdat daar's gedeel met sonde. Jesus het in die hemele ingestap met sy bloed en vir eens en vir altyd die prys vir sonde betaal en weggevat. En wie ook al homself in Christus bevind, het die lewe. Wie homself bevind in Christus, het die genesing. Wie homself bevind in Christus, het die oorwinning. Wie homself bevind in Christus, het die deurbraak. Dit is daar. Jy is genoeg. Niks kan jou skei van die liefde wat daar is van God in Christus Jesus nie. Niks kan jou skei nie. Niks kan jou skei nie. Kom, maak toe jou oë. Niks kan jou skei nie. Niks kan jou skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus nie. Jy het hom nie omkant gevang met jou dinge wat jy verkeerd doen nie. Hy het geweet daarvan en daar was 'n uitweg vir jou gegee. Kom vanoggend terug na die liefde toe. Kom vanoggend terug na die rus toe. Dis die liefde wat hy vir jou het. Daar wag genesing vir jou. Kom aan, wie vertrou die Here vanoggend hierso vir 'n genesing in sy liggaam? Steek op jou hand. Steek op jou hand. Voel haar nie goed reg nie. Hier's 'n klomp hande wat opgaan. Genesing is ons porsie. Genesing is jou porsie. Genesing is jou porsie. Moenie iets anders te glo nie. Genesing is jou porsie. Genesing is jou porsie. Genesing is jou porsie. Deur sy wonde, dis sy prys wat hy betaal het vir my en jou. Die liggaam is nie, daar is nie iets skeef of foutief in die liggaam van Christus nie. Jy is in die liggaam van Christus. Kom net in perfect peace met jou mind. Perfect peace in your mind. Die rus van Jesus Christus, sy lering, dat sy prys was genoeg. En dat niks kan jou skei. Niks kan jou skei. Kry daai leuen uit jou kop uit. Niks kan jou skei van die liefde wat hy vir jou het nie.
Dis fyn, wie ook al jy is. Dis fyn dat jy geval het. Maar weet net, wees verseker dat hy het jou lief. Al voel jy het kort gekom. Fokus op Jesus. Here Jesus, dankie dat U is, U belofte was, dat U is Immanuel, God met ons. En U het gebid, daar in Johannes 17, na die Vader, Here, daar waar ons is, mag hulle ook by my wees. Wow. Ek weet nie waar jy dink jy is vanoggend nie, maar die woord van God sê, jy is by Jesus. Jy is hier op die aarde en jy is in die hemel, my vriend. Daar waar die lewende water uit God se troon uitvloei. Kom, jy lê daar vanoggend, gaan klim in daai water. Laat hy jou uitflash. Alle kanker, alle siekte, alle onheilighede, alles uitspoel in Jesus naam. Hierdie bloed van Jesus het ons vrye toegang tot die heiligdom. En hy flash jou vanoggend van kop tot toon alle dinge uit. Die vrede van die Here Jesus oorval jou nou. Ek sien dit in jou inskiet, van jou kop af tot jou tone toe. Sulke goue golwe wat deur jou liggaam. Wow. Dit is die God wat ons dien. Dit is hoe lief hy ons het. Dit is ons erfdeel. Die testament het in werking gekom. Want Jesus Christus het gesterf en weer opgestaan. Daai testament werk julle. Die Here wil hê ons moet in daai testament lewe. Vanoggend tree ek op as 'n gesant van Christus. Ek praat namens Jesus Christus hierso in die gebou. En ek spreek jou vry in Jesus naam. Wat ook al daar op jou lewe is, wat 'n vloek jy gedink het daar is in jou lewe, spreek ek vry in die naam van Jesus Christus. Geen vloek, geen onheil sal naby jou kom nie. Ek spreek genesing oor jou. En hierdie dinge wat jy dink, is dalk daar as 'n straf, of as 'n gevolg van goed wat jy verkeerd gedoen het in jou verlede, is uitgevee, is niet. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom, sê die Here. Daai ou man is dood. Die een wat nou lewe is Christus Jesus. As jy huis toe gaan net en jy kyk in die spieël, dis Jesus. Die ou man is dood. As gevolg van Jesus wat leef, is jy gesond. Dankie Jesus wat U doen in die plek. Dankie Heilige Gees vir hierdie woord. Heilige Gees, gaan met elke een nou wat hulle hier uitstap. Dat die vyand hierdie woord kom oppik deur die sorge van die lewe nie. Ek sien grond wat bewerk is, goeie, vars, vrugbare komposgrond. En hierdie woord van God, hierdie saad wat inval en wortel skiet nou. Dit gaan oor die liefde van God vir jou. Hierdie is die goeie nuus. Hierdie is die gospel. Paulus sê, ek skaam my nie vir die gospel nie, want dit is die krag van God tot redding van siele. Hierdie woord red jou vanoggend. Hierdie woord maak jou gesond vanoggend. Heilige Gees, doen die prediking hierna. Hou aan met hulle werk, Here. Hou aan werk, Heilige Gees. Ek seën julle en ek salf julle in die naam van Jesus. Amen. 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 Dankie julle. Dankie dat julle hier was. Dien. Kom jy gou hier na toe. En nog een dingetjie sê, jy kan die musiek saggies aanhou. Dien was saam met ons vir die afgelope 3 jaar, né? 3 jaar. Jy kan nie glo nie, hy is maar nog net 21 jaar oud. Ek kyk na hom en ek praat baie keer met my vriende, as ek maar net was waar jy was toe ek 21 was. Ek was op die ander kant van die wêreld op 'n verkeerde pad gewees. Maar as ek na jou kyk, dan sien ek 'n toekoms. Daai Jeremia 29 vers 11. Almal sê dit. Maar en jou ouers almal, well done. Hulle het vir jou die weg gewys. Soos wat die woord sê. En jy het nie afgedwaal nie. Ek meen vir 'n ou van jou ouderdom, vanaf jy 18 was, het jy hier by ons aangekom. En ek kon sien, jy wou nie hier wees. Jy wou by jou vriende in Johannesburg wees.
maar die manier hoe jy gegroei het, my vriend, die transformasie wat plaasgevind het in jou, die goddelikheid, die Jesus wat uit jou uitkom. Weet jy, hoe sien ek uit na jou toekoms? Die gaan op die yachts werk, en waar in die Mediterranean, besluit nog, die Here besluit, hy gaan hom stuur. Maar, so hy gaan ons verlaat 'n bietjie die wêreld gaan sien. Maar ek is so trots op jou doen. En ek sien so uit vir jou toekoms en dit wat die Here gaan doen in jou. Omdat jy die pad saam met hom stap. Dis soos 'n pyl wat skiet, reguit na sy target toe. Niks kan hom afwander. En dit moet jy altyd weet. Jy is daai pyl. Jy's op daai pad van geregtigheid, soos Psalm 23 sê. Maak nie saak as jy deur 'n dal gaan nie. Jy is op die regte pad. Amen. Kom ons bless hom. Kom ons bid vir hom vanoggend. Steek uit julle hande uit. Here Jesus, dankie vir ons broer, Here. Dankie dat U hom deur ons hekke gestuur het, Here. En dat U hom so merkwaardig opgerig het, Here. Dat hierdie transformasie, hierdie goddelikheid wat U gedoen het, hierdie werk wat U in hom doen, so wat U woord sê in Filippense 1, hierdie werk wat U begin het in ons, sal U volbring, Here. Om dit te kan sien manifesteer in die lewe is 'n huge voorreg en ek prys U daarvoor, Here. Ek loof vir U werk, vir U wat die werk wat U in hom doen, Here. Dat U met hom sal wees. Dankie dat U met hom is en dankie dat U hom beskerm. Dankie dat die engele hom vooruit gaan. Dat alle onheil sal weghou van sy lewe af, Here. Hulle hom sal beskerm, Here. En dat hierdie transformasie wat plaasgevind het nou die afgelope 3 jaar, net nog meer en meer sal wees. Dat waar al hy op 'n boot is en waar in watse area hy homself bevind, dat die mense sal sê, wat het daai jong man in hom? Wat is dit? Wat dra hy as iets anderste? En dat hy U naam kan verkondig dan. Ek sien baie mense wat deur jou woorde tot geloof gaan kom. Ek dank U wat U vir hom doen, Here. Ek dank U vir sy beskerming, ek dank U vir sy toekoms en purpose, 'n plan. Yes, sir. Dis lekker om te sien. Bless hom. Bless hom, bless hom in Jesus naam. Amen. 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 Dankie julle. Geseënde dag vir almal.